my krag, om sal ek roep, die God van my vaders, om sal ek verhoog, die God van my vaders, om sal ek verhoog. Hy sê om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot alle volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink of volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Jesus Christus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Vader, dankie dat ons vanmôre die voorreg het om u woord te kan oopmaak en daaruit te kan lees en te kan weet, Here, u kom spreek sommer so vars en nuut in ons harte. Here, ek eer u daarvoor. Ek dank u vir dit. Ek bid dit net in Jesus naam. Amen. Gebed, en as ek vanmôre by gebed kom stil staan, dan sê as gebed is so 'n bietjie vir die ouer mense, né? As jy oud is, dan moet jy bid. Ek was in China, in die skool van gebed. Daar was 30 mense, wat in 'n 3-slaapkamer woonstel vir 3 maande tyd gespandeer het, in hierdie skool van gebed. En ek was maar 1 week daar. Dis in die ondergrondse kerk. So, hulle byeenkomste is onwettig. Ons het na hierdie plek toe gery, na hierdie gebou toe gery. Hulle het ons in die straat opgetel, en wat veronderstel was om 'n 5 minute rit te wees, het 'n halfuur gevat om by die plek uit te kom, soos wat hulle draaiery, seker te maak dat die veiligheidspolisie hulle nie agtervolg nie. En ons het by hierdie geboue kompleks kom, daar was verskeie geboue gewees, en toe ons stop te sê, nie 'n woord nie, jy praat niks nie, dat iemand eers kan hoor jy is 'n buitelander, of nie Chinees of Mandarijns kan praat nie, ne? En ons het gestap en ons het in die huise geklim en hulle die huise so 'n paar knoppies gedruk dat as iemand onder sou staan en kyk, dat hulle nie presies weet op watter vloer is hy nie. En so het ons opgegaan na die 18de vloer toe en daar het ons gebly vir hierdie week. Die 30 mense, wat sou julle sê, daar was 3 bejaarde mense gewees. Wat sou julle sê is die gemiddelde ouderdom van dit? Kan van julle wees wat dit al gehoor het? As jy net so vinnig dink, die sommetjie maak, nee, dan wil ek vir julle sê, die gemiddelde ouderdom van daai groep wat gebid het, was onder 25. En dan, as jy in jou huiskerk is, dan moet jy presteer in gebed, om in aanmerking te kom, op 'n waglys te kom, om na 'n skool van gebed toe te gaan. Dis nie, weet, daar word gesoek dat mense moet kom nie, jy kom op 'n waglys, omdat daar mense regtig 'n pad met God stap. En dit is my hart, dat die Here iets van dit op ons kom afvring vanmôre, en dit net beleef. Ek wil die Gerard net vir ons so 'n kort videoklip speel van dit. Vergeet die persoon, een persoon wat julle miskien kan ken in die videoklip. Hy probeer, maar hy slaag nie heeltemal daaraan nie. Maar kyk dat die jong mense om hom, dis wat saak maak, né? Hulle moes die kos bietjie aanpas vir hierdie westerlande wat daar saam geëet het.
'n mens stap nie daar uit en jy is nog dieselfde nie. Ja. Sien julle die opgewondenheid by hierdie jong mense? Dis wat saak maak. En as dit so my hart is, en ek kyk na hierdie gebed wat Paulus geskryf het, dan is dit wat in sy hart is, om vir ons ook maar opnuut te kom opgewonde maak, om die pad van God te stap. Mense, dis nie 'n las nie. En ons moet dit so stap, dat mense kan sê, Jesus, ons wil saam met julle hierdie pad stap. En dan as ons dan terugkom na Paulus se lewe, dan gaan ons net met verstomheid sien, die omvang van Paulus se gebedslewe, né? Iemand wat nie geskroom het om te bid nie, iemand wat nie bang was om te bid nie, ja. En dat hy aangehou bid het vir mense. Paulus was 'n man van gebed gewees, en as ons kyk na die hoe, die wat en die waar en die hoekom van Paulus se gebede, dan sien ons Paulus was in die tronk gewees toe hy hierdie brief aan die Efese geskryf het. Maar die feit dat hy in die tronk was, en die feit dat hy geweet het dat sy lewe as 'n drankoffer uitgegiet gaan word, dat hy om die lewe gebring gaan word, het nie een oomblik Paulus se opgewondenheid weggevat nie. Dit was daar, en Paulus het volhardend, het hy die Here gedien. Hoekom bid Paulus? Hy begin sommer daar by vers 14, ek buig my knieë, en dit sê vir ons iets van die nederigheid, wat Paulus, die posisie, nederige posisie, wat Paulus voor God inneem, sê, Here, ek is afhanklik van U, my lewe is in U hande, help U verby. Die waar van Paulus se gebed, ja, die gevangenis wat hy in was, beskuldigde, en dan kom hy en hy kom bemoedig die Efesiërs met hierdie brief wat hy skryf, en dan kan ons weet, as daar 'n klomp gevangenisbriewe wat Paulus geskryf het, dit was nie net die een gewees nie. Ons staan vanoggend by 'n kort gedeelte binne hierdie ding, staan ons stil om te kyk na dit. Wat het Paulus gebid? Mense, ek wil vanmôre vir julle vra, kom ons luister na wat Paulus gebid het, want hy het nie net vir die Efesiërs gebid nie, maar daai gebed is van toepassing op my en op U vandag. So, wat het hy gebid? Vers 16 sê hy daarso, dat hy aan julle mag gee die rykdom van sy heerlikheid. Soos net daar gaan stil staan, die rykdom van God se heerlikheid, dat hulle kan ontvang die rykdom van God se heerlikheid. Mense, as ons dit in die een kant het, en dan sien Paulus sê, as ek in Christus is, het die ou dinge verbygegaan, ek is alles verbygaan, alles het nuut geword. In Christus is ek 'n nuwe skepsel, en dat ons die rykdom van God en sy omvang sal leer ken, dat wie hierdie God is, voor wie ek elke oggend my knie gaan buig. Dis nie 'n misterieuse persoon daar ergens nie. It's not a pie in the sky when I die. Dat ons net opnuut daai konsep in ons harte kan kry van, wow, God wil sy woord, sy rykdom in my hart kom uitstort, sodat ek sy woord kan ken, dat ek hom kan ken. Want hoe leer ek God ken? Ek leer God deur sy woord ken. Daar's 'n ander ding. Die Bybel is nou baie glibberig vanmôre hier. Ja. Dat ons sy woord kan ken, en as ons sy woord ken, dan gaan ons op pad met hom stap. Wie het getrou en is nie vir sy vrou nie? Dis ek waardeer julle eerlikheid. Ja. Dis presies hier. Jy het mos uitgegaan met die persoon met wie jy getroud is. So jy het die persoon leer ken. Mense, as ons God ken, sal ons hom lief hê. En as ons hom lief het, sal ons hom dien. Dis vir my sommer net 'n kort, kragtige opsomming van, dit is waaroor my verhouding met God gaan. As ek iemand nie ken nie, gaan ek moeilik in 'n verhouding met hom staan, hè? Of dit gaan 'n stormagtige verhouding wees. Ja. Vers 16, nog steeds die tweede gedeelte, dan sê hy daarso, om my krag versterk te word deur sy gees. Nou kan ons sien, as ek die omvang van God se rykdom ken, dan sal ek met krag vervul word in die innerlike mens, hier binne in my lewe. Mense, dan is Christendom nie 'n skynheilige ding nie.
Dat jong mense kyk na die ouer mense en sê, man, hierdie Christene is skynheilig. Want hulle sê een ding, maar hulle doen 'n ander ding. Maar as ek hierdie vers vat en ek maak hom my eie, dan ek sê, Here, dat ek met krag vervul kan word hier in my innerlike mens. Mense, en as ek daardie krag in hierdie innerlike mens het, dan kan ek my kop optel, dan kan ek na die uitdagings wat ek elke dag in die gesig moet kyk, kan ek hulle in die oë kyk en dit hanteer. En dit moet vir my jou vanmôre kom opgewonde maak om so 'n pad met God te kan stap. En dan gaan hy verder, hy sê, vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. En dan gaan hy verder en hy sê, wat in liefde geworteld en gegrond is. En hy sê, dis die hart van ons verhouding met God daar. Wat is ons ding? Nou is ons besig om ons self te kom. Dit is my hart vanmôre, Here, dat ons U soos vers 17 sê, ons het God nie gesien nie. Hy sê, geseënd is die wat glo al het hulle hom nie gesien nie. En dan kan ons sien die omvang van die apostelse werk, wat aan begin was, hulle het God gesien. Hulle het Christus gesien, hulle het 'n pad met hom gestap. Dan sê Christus, hy sê, geseënd is julle wat glo, al het julle my nie gesien nie. En dit verg 'n stuk geloof, né? En ek wil hê julle moet so geloof in julle een hand vashou, want gebed is geloof, né? Ek stap na God toe in gebed en ek vra hom in geloof om vir my sekere dinge te kom waarmaak. En dan sê, kyk, ek bid in die plafon vas, né? Dan moet ons net vir so 'n oomblik gaan stil staan en sê, Here, waar het ek my kontak verbreek? Waar het my verhouding op die grond geval? En dit die Here vir ons sal help om dit te kan doen. Ja. Volgende week gaan dit beter. As ons dit so het, en dan vers 17 sê, geloof dat julle in liefde gewortel kan word, om God se liefde te kan ken. Hoe? Weet jy hoe maklik is dit om liefde te ontvang, maar eers moet ek aan liefde gee, en as ek gee, dan ontvang ek ook. En dit is maar inherent wat Christus vir ons kom doen het. Hy het vir ons in liefde, het hy na hierdie aarde toe gekom, en het hy kom neerbuig, en het hy ons 'n groot, enorme werk aan die kruis vir ons kom doen. Vers 18 sê, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, lengte, diepte en hoogte van God se liefde is. Nee. Ons verstand is heeltemal te beperk om die omvang van God se liefde te verstaan. Maar ek kan geloof, net so vir 'n oomblik gaan stil staan, sê, hy was so lief vir my gewees, dat hy vir my aan die kruis gesterf het. Mense, dit is kosbaar. Ons moet dit nie net sommer so een kant toe skuif nie. Dis hoekom ons kan liewester 'n klein gemeente wees, en ons sit harte agter God aan, as 'n groot gemeente, en mense ken God nie. Laat ons liewester mekaar motiveer, en mekaar aanspoor, en in liefde teenoor mekaar dit uit te leef. En glo vir my, dis nie maklik in 'n gemeente nie, né? Elkeen van ons het al die verkeerde kant van gemeente wees beleef op een of ander manier, maar dit is in die verlede. Wat gaan ons doen op die pad vorentoe? Ek praat met menigte mense wat sê, ek het in 'n kerk seer gekry, en my hart is seer daaroor. Ons is nie hier om mense se gehoor te streel nie. Ons is hier om te sê, wat sê God se woord. En God se woord is reg. Hy loop nie draaie nie. En as ons net dink aan gehoorsaamheid, dan is daar 'n klomp dinge wat in my gedagte gaan opkom, om net in gehoorsaamheid voor God neer te buig, om te kom aanbid, omdat hy God is.
Maar ek doen daardie gehoorsaamheid, kom doen ek uit liefde uit, omdat ek die omvang van God se liefde in my beperkte verstand probeer pyl, en net weer opnieuw besef, ek is vir hom kosbaar. Mense, ek wil amper meer as dit, hoef ek nie vir u te verduidelik nie. Vers 19 sê hy, dat hulle God se liefde sal ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word, en weer kom hy tot die volheid van God. Dat ons hom sal ken, met liefde wat alle verstand te bowe gaan. Mense, ek kan nie God se liefde in my hart hê, en dan wraak uitleef buitekant toe nie. God se liefde kom oordek alles. Maar ek dink baie keer beperk ons God se liefde. Hulle moet met God se volheid gevul word, ook nog steeds vers 9, die volheid van God, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Nou kan ons sien die omvang van 'n verhouding met God, as ons na dit kyk vanmôre. Ons het nodig om God te ken. En as ons hierdie paar verse vanmôre vat, en ons maak dit deel van ons lewe, en dan sê Here, hier's 'n man wat kom bid. Hy kom bid het die persone vir wie hy hierdie brief skryf, so kan motiveer dat hulle in 'n verhouding met u sal staan, en dat hulle daardie begeerte hê om u liefde te ken, en dat hierdie liefde op 'n ander plek sê, die liefde van Christus dring my. Ja, dink is in Romeine, dit het ook daar gestaan, ons het op die bord agtertoe geskryf. Romeine 10, dat die liefde van Christus dring ons. En dat daardie liefde van God so in ons harte kan wees. Hoekom bid Paulus? Hy bid dat hy dit self sal ontvang. En dat dit opnuut in sy eie lewe, so, dit sê vir ons, ek bereik nie 'n punt van volmaaktheid in my geestelike lewe nie. Geestelike lewe is 'n daglikse groeiproses, wat aanhou daai groeiproses, hou aan, totdat ek en jy die dag ons kop neerlê en ons na die Here Jesus toe gaan. Dit is 'n groeiproses, 'n aaneenlopende groeiproses. Elke dag leer ons iets wat ons nie geweet het nie. Ja. Tweede rede hoekom Paulus dit het, hy sê, Paulus het God en die mense lief gehad, en dat hulle dit ook sal ontvang. Dat ons hierdie liefde van God, as ons liefde van God het, dan gaan ons iets beleef, en gaan ons dit kan vat, en wanneer ons God se liefde in ons harte het, is dit kosbaar. Nou, staan ons stil by, wat is die rol, wat is die omvang van gebed in my lewe? En ek gaan dan gou vir ons 'n paar versies hierop, en ek gaan saam met julle deur hierdie verse gaan, en net sê, as ek nie bid nie, wat mis ek? Is gebed maklik? Nee. As gebed maklik was, het almal dit gedoen. Maar sukkel om te bid. Maar die moment as ons bid, dan kom God en hy kom doen iets kragtigs en magtig in ons lewe. En dit meen dat die eerste ding, God se liefde moet vir my dring om tyd op my knieë voor God te spandeer, tyd in die teenwoordigheid van God te spandeer, dat ek opnuut net weer kan weet, wat sê God vir my? Wat gebeur as ons bid? En dit is die vermoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. As ons iets vra volgens sy wil. So, die eerste ding is ek met die Bybel ken, né? Kan ek God vir 'n Ferrari vra? Ek kan, maar vir hom gaan kry is wat veel te wense oor, né? Ek kan alles na hom toe vat, maar hy sê volgens sy wil. So ek moet eers, God se wil is nie op Moses 3 vers 4 opgeteken nie. God se wil is in sy woord opgeteken. So ek en jy moet konstant besig wees om God se woord in ons harte te kom bære, en God sal vir ons lei om te weet wat is volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat
ons ook al vra ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het, wat ons ook al vra, ons die gebedes verkry wat ons gevra het. Mense so, wat sê dit vir my, as ek nie bid nie, dan mis ons hierdie skyn. Nee. Dan mis ons dit. Pa, jy kan hom maar bring, kom sit hier so, asseblief man. As ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat hy ons ook al vra, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het. Mense, dis nie iets wat ek opgemaak het nie. Dit staan in 1 Johannes 5 vers 14 tot 15. Verstaan ons nou die belangrikheid van gebed in my lewe. Dat ek moet tyd maak om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer. Ek moet tyd maak om my knieë voor God te buig. Gerard, jy kan die volgende vers vir ons opsit. Jakobus 4 vers 2b. Julle veg gemaak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Sommige eenvoudig, né? Al wat ek vanmôre wil, ek wil die belangrikheid van gebed in ons geestelike lewens kom onderstreep. As ons nie vra nie, dan gaan ons nie hê nie. As jy julle veg en julle maak oorlog. En dit is so, né? Ons kan maar net na die nuus gaan kyk vandag en sien ons, die hele wêreld is aan mekaar. Hy sê, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Mense, ons leef in 'n tyd waar die kerk biddeloos geword het, en ek sê dit met hartseer, maar met respek, né? En God moet vir ons opnuut daardie begeerte kom gee, om in gebed terug te kom na hom toe, nou ons knie op voor hom neer te buig. Ek kan vir ons die volgende vers opsoek. Romeine 8:32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, daar kom God se liefde ter sprake, né? Maar hom vir ons almal oorgegee, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Dit is so 3 begrippe wat hier uitkom, né? Hy wat self sy seun nie gespaar het, net die eerste een, maar hom vir ons almal oorgegee, hy het Christus vir ons oorgegee, né? Om in ons plek te sterf. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Hoekom sal hy dit nie vir ons gee nie? Maar ek bid, en as ek in God se teenwoordigheid wandel, dan weet ek wat kan ek kom vra. En ek weet, wat is sommer net in die vlees, en wat is in die gees. Kom dat gebed maak dat ek 'n noue verhouding met God op pad met hom stap. Ek kan vir ons die volgende vers opsit gaan. Bid en julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Mense kan ons, kyk net die taal gebruik wat hy gebruik, hy sê, wat klop, sal oopgemaak word. Is, joh man, dan, dit kom motiveer vir ons, sê, Here, help vir my om sommer net nie aan my gebedslewe te kyk. Dit is wat in my hart vanmôre is. As ons die impak, as ons 'n ding weet, as ons weet 'n kar kan nie sonder olie loop nie, en ons ry sonder olie, dan moet ons nie heilig gaan staan nie, né? Maar as ons weet hy het olie nodig en ons gooi in, hierdie is dieselfde, né? As ons weet dat my verhouding met Christus sonder gebed is leeg, is kragteloos, dan moet ek mos iets daaraan doen. En dan sien ons, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle, as sy seun om brood vra vir hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge aan julle gee, aan die wat hom bid, daarvoor bid, wat hom vra. Nee, so, al wat ons vanmôre kan sê, Here, vernuwe ons denke oor die rol en die impak van gebed in my persoonlike gebedslewe. Volgende een. Hierdie is 'n gelykenis in Lukas 18. Ek het net 2 deelgedeeltes van die gelykenis uitgehaal, maar dit was van die vrou wat voor die onregverdige regter gaan staan het en geblydpleit het. En hy het ook in hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Verstaan ons dit? Gedurig moet bid, nie moedeloos word nie.
Kan ek een keer, moet ek meer as een keer vra, verhoor God my gebede? Jy sal weet. Maar ek kan bly bid vir God en dieselfde ding vir hom vra. Daar sien 'n beperking op hoe ernstig ek 'n saak voor God neerlê nie. En dan sien ons hierdie vrou het teruggegaan na die regter toe, totdat die regter gesê het, sy is aanhoudend, ek beter na haar luister. En dit is die lyn wat Christus vir ons trek as hy hierdie gelykenis kom deel. Ek kan nie net eenmaal bid en as ek het gebid en as God dit nie gee nie, dan het hy nie so goed gedink nie. Nee, ek kan met 'n saak aanhoudend, kan ek voor God staan en ek kan dit voor hom hou. En dan ernstig gebeur, toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek en jy met 'n saak, tydig en ontydig voor God staan as dit op ons hart lê. En sy gebed moet terugkom in gemeentes. Gebed moet terugkom in 'n kind van God se lewe. En dit moet opgewondenheid bring, né? As ek kyk na daardie Chinese wat so op en af spring, is jong mense, maar hulle het 'n opgewondenheid omdat hulle die Here ken. Al gaan hulle tronk toe daarvoor. Daar's van daai mense wat julle in hierdie videoklip gesien het, wat in die tronk was omdat hulle in die Here Jesus Christus glo. Maar dit het hulle nie ontmoedig nie. Want dit wat hy van die Bybel nie weet nie, as hy 'n tweede en 'n derde keer toegesluit word, leer hy ken daar waar hy in die tronk is. Dan ons sal sê, as een van ons in die tronk gesit word, omdat ons sê ons is 'n kind van God, gaan ons murmureer, so seker is dit ek hier staan vanmôre. Here, ek doen dat alles reg, hoekom moet dit met my gebeur? Wat 'n mens bietjie dink, het ons nie gemaksigtig geword nie, het gebed nie 'n opsionele ekstra in my lewe geword nie, waar dit inteendeel vir my 'n sleutel in my hand gee, om die rykdom van God te kan ontsluit. Ek dink dis die laaste vers daar verder, né? En is bedink wat ek regtig vir julle, voor julle wil staan. Waar bid ek? Ek wil hê met van daai 3 foto's opsit. Ek het vanmôre baie goeders wat ek vir julle wys. Ek is nie 'n vliegtuig evangelis nie, né? En ek in my lewe, ken iemand die man? Ek ook nie. Maar hierdie man het langs my in 'n vliegtuig kom sit. Ek was op pad terug van die Kaap af hiernatoe en saam met hom was 2 tienerdogters, een het langs hom gesit en een het voor hom gesit. En nou kan ek sien, hier is heeltyd interaksie tussen en hy het daderhand opgestaan en hy is toilet toe en teruggekom en toe het ek met hom begin praat, want ek kon sien, hier is iets fout. En hy sê vir my, weet jy, ons het Kaap toe getrek, ek en my kinders is in die Kaap. En my vrou sou gisterand afgevlieg het Kaap toe. Maar sy was by haar ouers in Oldhuis en sy het by Kranskop 'n kop-aan-kop botsing gehad. Sy lê in Montana in die hospitaal in ICU. Ek weet nie of sy dit gaan maak nie. En ek sit in huis, vliegtuig se stoel en ek weet dat hier is iemand wat in so 'n krisis verkeer en ek het daar saam met hom gebid. En ons het afgeklim en daar het ons paie geskei en toe ek al my tas gekry het, staan hy en sy 2 dogters daar by die karousel. En ek het na hulle toe gestap en ek het hulle sommer net so vasgehou en weer vir hulle gebid. Geraak. Daar lê sy in die hospitaal. Ek kan die volgende foto ook wys. Daar het sy al so herstel dat sy kon gesit het. Hy het vir my so 'n paar keer foto's gestuur, maar ons het heeltemal kontak verloor. Wat wil ek vir julle sê? Ons moet sensitief wees vir mekaar se behoeftes, né? En ons moet by 'n punt kom, Christendom is nie 'n Sondagoggendoefening nie.
Christus is 'n verhouding, dis 'n pad wat ek met God stap. Hierdie man het nie in sy wildste drome verwag dat iemand wat langs hom op 'n vliegtuig sit vir hom gaan bid nie. Maar as ek vandag hier staan, dan dank ek God dat toe ek die geleentheid gehad het ek vir hom gebid, het ek vir sy vrou gebid. As sy tot daar genees het, dan glo ek met my hele hart, God het haar heeltemal gesond gemaak. En weet julle wat, ek sou graag eendag hierdie twee mense weer wil raakloop. Net om die wonderwerk wat God kom doen het, te aanskou, ongeag van wie vir haar gebid het. Maar omdat daar vir haar gebid is, en hierdie man in sy diepste nood, het iemand hom in die hand gevat, en hom in die teenwoordigheid van God ingebring, in sy krisis. Dis kosbaar. Ek kan vir julle sê, ek was vrek bang om vir hom te bid. Dis nie omdat ek die dominee is, nou doen ek alles met opgewondenheid en oorgawe. Ek het lank in haar vliegtuigstoel gesit, voordat ek met hom gepraat het. Ek kon sien, is iets fout. Maar as ek vandag terugdink, dan dank ek God, dat ek met hom gepraat het. En dan kan ek vanmôre sê, Here, help vir ons, om meer en meer hierdie gebed van Paulus vir die Efesiërs in my hart te kom bære. Die gedeelte kan ook opgedeel word in 2 gedeeltes, dat ek en jy in dankbaarheid teenoor God uitleef vir die redding wat ons van hom ontvang het, die vryspraak, die vergifnis wat ons ontvang het. Dis die eerste aspek van dit. En die tweede is dat ons God se liefde sal beleef in ons lewens. En so God se liefde speel 'n fenomenale rol. Ek dink sommer nou hier baie goed as ek hier staan. Ek kan nog 'n paar verhale vir julle vertel, maar ek het net die voorreg gehad om hierdie week ook vir iemand te bid wat siek was, of hy nog steeds siek. Wat 'n voorreg. Dis genade. Maar dit begin by ons binnekamers. Dit begin by ons verhouding met God. Dit begin daar waar ons tyd met God spandeer. En ek wil julle kom aanmoedig, as julle gaan lees weer deur die verse. As God vir ons sê, ek sal dit vir julle doen, dan moet dit vir ons die aansporing wees, om te sê, Here, help vir my, daar in my binnekamer, om tyd met U te spandeer. Die Here seën vir U. Hemel Vader, baie dankie. Baie dankie dat ons vanmôre, as ek na hierdie gebed van Paulus kyk, met 'n opgewondenheid daarna kan kyk, en as ek dit sien, dan weet ek, Here, dat U sê, U kan elkeen van ons, in 'n unieke situasie, op 'n besonderse wyse, kan U ons kom gebruik. En ons eer U daarvoor. Here, ek wil bid, dat ons sal erns maak, met tyd wat ons met U spandeer, tyd in ons binnekamers, waar ons tot U bid, en U naam aanroep. Here, dat ons net weer opnuut vanoggend besef, U is die beantwoorder van gebed. Here, dankie vir die liefde. Dankie vir die hart wat U vir Paulus gegee het, om dit so aan ons te kom oordra, en dat ons dit ons eie kan maak. Here, help vir ons, want dit is al manier, hoe ons 'n verskil kan maak in hierdie dorp, waar binne U ons geplaas het, is om te bid vir ons dorp, om te bid vir die mense, om te bid vir ons gemeentelede. Here, ons eer U daarvoor vanoggend. En ek vra dit in Jesus se naam. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you forevermore, forevermore, forevermore. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you forevermore.